So, ons het nou die basiese aksie van die ekskei gedoen. Julle verstaan dit? Ja. OK. So, daar's 'n baie belangrike beginsel as jy by 'n aksie kom. Onthou, almal van ons is dieselfde maar verskillend. Right. So, ek het byvoorbeeld 'n paar kinders gehad wat ek geleer het so ruk terug wat krikke is. Hulle kan nie trap nie. Geen manier nie. So is nog 'n uitdaging. Ja. So ons het 'n wiegtegniek ontwikkel. En as hulle ver genoeg wieg, maar hulle kan nie verder as 12 meter gooi nie, is my opinie. So as daar mense is wat krikke het en wat wil speel, daar is so 'n opsie wat ons ontwikkel het. Hulle daai ouetjie het nogal goed gegooi. So jy kan eintlik doen the sky is the limit as jy bietjie begin dink daaroor. Right. Maar onthou, ons lywe is dieselfde maar verskillend. So party van ons sukkel met heupe, né? Party van ons sukkel met rugge. Party van ons sukkel met gewrigte. Party van ons sukkel met elmboog. Party van ons sukkel met skouers. So alles van die goed maak dat jou swaai anders kan wees en lyk as iemand anders se. Which is fine. So dan werk jy met wat jy het. Right. Maar die beginsel is die swaai is, jou arm is eintlik jou pendulum, né? So as jy nou 'n balletjie het met 'n toutjie aan en so dis jou pendulum. So die beginsel is, jy wil hom so gemaklik en reguit as moontlik terug en vorentoe kry met die minimum interference van jou lyf. Maar jy moet jou lyf vorentoe vat met jou trap, want dit help jou met die momentum, dat jy nie moet krag insit nie. Julle verstaan dit? Ja. Right. So as jy nou nie heeltemal so werk nie, né? En jy het 'n stywe rug. Wie van julle het al vir Grafie gesien gooi? Grafie genis. Ja. Nou toe Graaf jonk was, nê, het hy sy aksie het gelyk soos 'n volstruis wat breakdance doen terwyl hy water drink. Ek weet nie of julle hom gesien het toe Koos hom gesien. Want Graaf het 'n stywe rug. Graaf se rug kan nie dit doen nie. Hy kan nie buig nie. Graaf moes dit leer doen. So hy het 'n tegniek ontwikkel met sy arm wat vir hom gewerk het en dit het gelyk soos niemand anders nie, maar dit het vir hom gewerk. So wat is die beginsel? Sy arm het reguit gebly en hy het vorentoe gaan en hy het 'n manier gekry om sy lyf vorentoe te vat. Which is fine. Right. So daar's nie 'n reg of 'n verkeerd nie. Dis die punt wat ek wil maak. Elkeen van julle doen nie reg en verkeerd nie. Jy moet doen wat vir jou die mees effektiewe is. Jy wil so effektief as moontlik word. As jy die skei vat, wil jy hom elke keer daar kan kry. Dis al. OK. So bietjie verder terugswaai, bietjie vorentoe terugswaai. As jou elmboog, ek het kinders wat sy elmboog kan nie, hulle arms kan nie reguit is dit nie. Dis die reguitste wat sy arm kan gaan. So wat maak jy? Dis uitdagend met jy werk daarmee. Want hy kan nie so swaai. Hy swaai daar. Hy stoot die skei maar 'n bietjie. Die beheer is bietjie moeiliker, maar dis wat dit is. So as jy skei nie kan reguit gaan nie, jou arm nie kan reguit gaan nie, doen die beste wat jy kan. Dis al. Want hoekom speel jy jukskei? Lekker. Ja, en dis 'n goeie aktiwiteit en jy het goeie vriende en dit bring jou die huis uit en jou bloed vloei 'n bietjie en jy kry 'n bietjie son. Dis goed vir jou. So, onthou dis hoekom jy speel. Dis goed vir jou. Dis lekker. Daar's min ouens soos om Koos. En daar's min ouens wat daar gaan uitkom. En ek het geweldige respek vir sulke ouens. En kyk op na hom toe en vra vir hom raad. Hy gaan vir julle goeie raad gee. Kyk maar daar's min. Almal gaan nie daar uitkom. Maar as jy nog nie daar is nie, beteken dit nie dis nog nie daar nie. As dit jou doel is. Dan het jy 'n plan nodig van so met kort paaie so 15 jaar dan kan jy ook daar wees. Sterkte. Ek het nou dag teen hom gespeel, dit was niks lekker nie want hy het sommer so kort drukkie te gooi, hulle twee skofte teen ons. Maar dis ongelooflik om daai beheer te ervaar. Dis ongelooflik. En dis waartoe ons so vat hom as 'n rolmodel. Dis wat jy wil regkry. As hy sy skei dwars by die pen wil hê, hy's dwars by die pen. As hy hom sê mee by die pen wil hê, hy's een van die ouens wat sy skei draai hoe die gat lê. Ek dink nie eers hy kom met my agter nie. As die gat so lê, dan land sy skei so daar. As die gat so lê, dan land sy skei so daar. Hy maak hom stadig en vinniger. Hoe beheer jy dit? Met jou gewrig. So 'n reguit skei, so die belangrike ding vir my is van dwarsskeie en reguit skeie. Is jy moet jou skei sien trek. Jy moet kyk hoe trek jou skei. 1 draai, 2 draai. Wat maak jou skei? Want dan weet jy wat het jou gewrig gedoen. Onthou, die skei gebeur nie net nie. Jy los hom. En hoe jy hom los, maak hoe jou skei trek, vinnig of stadig.
So die beginsel is stadig draai. As hy kan stadig draai, begin jy beheer kry. As hy vinnig draai, weet jy ook nie wat gaan gebeur nie, is maar mog getroffen. Ja, mog getroffen. So, jy wil hê, hy moet 1 keer draai, bout met die grond tref. Of hy wil 2 keer draai, handvatsel met die grond tref. Wat ook al vir jou gemaklik is. My oudste dogter gooi nie bout voor nie, sy gooi handvatsel voor. Dit werk vir haar. Dis oukei. Solank jy dit kan beheer. Want hoekom wil jy 'n hoender hê nie? Wat maak 'n hoender? Moeilikheid. As jy 'n leeu wil gooi, 'n goeie hoender mis nooit die pen. Nee? Ja. Nee? En as julle dit mekaar speel en jy keer verlies, wat gebeur? Jy gooi altyd die pen om. Hoekom? Want jy het nog nie daai beheer nie. Dis al. Maar sien jy jou skei trek? So doen moeite om te sien wat jou skei doen. Want dan kom jy agter wat doen jou gewrig en dan kan jy dit regmaak. Ek het nou vir hulle vertel, my dogter het lank gevat voor sy haar skei sien trek het. En die oomblik toe sy haar skei sien trek, toe weet sy wat doen haar gewrig, toe kan sy dit vinnig regmaak. Maar almal sien dit nie ewe vinnig raak nie, want gewoonlik sien ons die resultaat. Ja, jy kyk waar jy gaan. Jy kyk nie hoe draai jou skei nie, jy kyk wat het gebeur. Ek het vir 'n pen gemik, ja, die pen het val. Ek het vir lê gegooi, maak nie saak hoe nie, ja, hy lê. Al het hy van die gras af gerol, hy lê. Ek het nie gesien hy het gehol van die gras af. Ek is tevrede. Maar ek het nie beheer nie. So jekskei gaan oor beheer. Onthou, jekskei is 'n presisie gooi sport. Wie van julle het nou die dag die darts World Championships gesien? Daai ons is goed, né? Maar toe het ek iets opgemerk. Weet nie of julle dit gesien het nie. Wat is hulle afrondingspersentasie? Het iemand dit gesien? Ek kyk anders aan ander mense, ek is bietjie stupid. As hulle goed is, 32%. On average 24%. So as hulle wil net 'n dubbel gooi, né? Ja. So as hulle 'n dubbel gooi, 24% gemiddeld. As hulle dit goed reg kry, 32%. Daar's een span wat 50% afronding gehad het. So dis as ek vir 'n dubbel mik, gooi ek 'n dubbel. So wat beteken dit? Een uit elke 4, een uit elke 5. So nou gooi jy een keer nie 'n flyer nie, nou dink jy sukkel. Huh? Hoe dink ons? Dink ons reg? Nee, vergewe jou vir jou foute. Kan jy al? As jy by 7 uit 10 uitkom, dan kan jy begin vies raak as jy af en toe jou misgooi. Maar dit gaan gebeur, ek beloof jou. Vra van Koos, hulle bars gegooi. Ou wat nie 'n bars of hoep gegooi het nie, nee, speel nie lank genoeg jekskei. So wat het ek nou nog sê? Vergewe jouself vir jou foute. Right. En onthou wat jy glo is waar. As jy dink is moeilik, is dit moeilik. As jy dink is maklik, is maklik. Maar kyk jou skei trek. En onthou jou beperking in jou lyf. Jy weet wat kry seer as jy swaai. As 'n swaar skei jou seer maak, vat 'n ligter skei. As jy handvat nie lekker vat nie, jy kan hom verander. Dit kan of dit langer of korter maak. Vir 'n handvatsel is my geloof. Jy wil nie 'n handvatsel moet daar by jou hand uitsteek nie, so. Sien jy, hy steek uit. Jy wil hê hy moet binne in jou hand wees, daar. Hoekom? Want as hy te lank is, dan gaan hy nie altyd lekker uit jou hand uit nie, dan hak hy partykeer. Dit maak dit hy partykeer simpel draai. Hy het nie daai mooi beheer. Goed. Maar goed, om 'n reguitskei te gooi, so as jy 'n reguitskei gooi, ons gaan nou baan toe gaan. Dan sit jy die skei langs jou been. Daar's neutraal. Kyk, my veetjie is vorentoe. My arm is reguit. Daar's niks snaaks nie. Sien julle, my veetjie is vorentoe, my arm is reguit. Weet nie of julle so ver kan sien nie. Right. So as jy 'n reguitskei wil gooi van daar af, tel jy hom net op. Daar. Baie mense kom nie agter dat hulle gewrigte draai nie. Ja. En 'n gewrig wat draai, het 'n geweldige effek op die skei se trek en op die skei se swaai. Ek gaan nou vir julle probeer demonstreer. Ek weet nie of julle almal sal sien nie, maar ek gaan try. Sal hier staan. Right. So die oomblik as jou gewrig draai, kyk wat maak dit aan jou swaai. sien julle? My veetjie is nie meer na my skouer toe nie. So kyk wat maak dit aan my swaai. Die skei gaan nie reguit trek nie. Hy gaan iets maak. Maar hy gaan nie reguit wees. Dieselfde as hy aan die ander kant toe gaan. Daar's reguit. So ek sit hom langs my been, daar's reguit, ek tel hom op. Daar's neutraal. Die oomblik as my gewrig begin draai. Kyk wat maak dit aan my skei. Kyk wat maak dit aan my skei. So as ek nou swaai, kan julle sien hy gaan nie reguit bly nie. So in plaas van reguit gaan hy iets maak. Jy weet ook nie. Dis wat jy nie wil hê nie. So jy wil hê hy moet reguit en reguit as jy 'n reguit skei wil gooi. OK, reguit gewrig. So pas op dat jy nie jou gewrig draai nie. As jy onseker is en jy staan hier en jy is nie seker of jy jou gewrig gedraai het nie, gaan terug na neutraal toe. Daar's neutraal. Ontspan jou arm. Hy's reguit daar. Dan tel jy hom net op. Daar's reguit.
Jy sal altyd sien as jy met optel, jou veekie wys vir jou skouer. Daar's hy. Dan weet jy jou begin is altyd dieselfde. Dis belangrik dat jou begin altyd dieselfde is. Jy moet nie een keer daar wees en een keer daar wees nie. Onthou hoekom nie? Jou momentum verander. OK, selfde plek, min of meer. Right. So jy wil hom stadig draai. So dis 'n as jy reguitskei wil gooi, is dit baie stadige los hier. Hoe jy dit reg kry is, ons sê jy gee hom aan. So as jy reguitskei wil gooi, wat jy wil stadig draai, dan draai hom ver voor jou neus. Jy moet hom nie hier begin draai nie, want hierso is dit altyd vinnig. Jy wil hom daar ver voor jou neus aangee. Dis net daar. Kyk hoe min draai jou. sien julle? Dis net daar. Dan gaan jy die een draai kry. Bout voor. En jy's in beheer, bout voor of handvatsel voor of hoender. Of jy daarvan hou of nie. 'n Hoender is nie beheer nie. 'n Hoender swaai hom net en die skei maak wat hy maak. So, daar ver voor. En hoe oefen jy dit? Van naby af ver toe. So gaan staan 2 of 3 of 4 of 5 meter, wat ook al vir jou gemaklik is. En doen net die basiese aksie, swaai saggies. Onthou jou swaai is 90% van jou sukses. So, kry eers jou swaai reguit. En dan gaan jy dwars toe. Hoekom? Want as jy dwars begin gooi, dan sit jy 'n dwarslynige beweging en 'n reguitlynige beweging. So as jy dwars wil gooi, gaan jou skei of die kant toe los of die kant toe los. En jy moet hom gelyk met die grond los. Weereens, so as jy dwarskei gooi, gaan jy hom gelyk met die grond los, buite draai of binne draai. So hoe mens bepaal wat jy draai? Jy kyk na die bout van die skei. Die bout van die skei draai van binne af buitentoe, dis 'n binne draai. Jy maak hom oop. 'n Buite draai die bout van die skei van buite af binne toe. Dis 'n buite draai. Jy maak hom toe. So as jy 'n buite draai gegooi het, moet jou gewrig vorentoe kyk, kyk daar. En as jy 'n binne draai gegooi het, gaan jou gewrig boont, jou elmboog boont, jou handpalm boontoe wys. Sien julle die verskil? Right. En dit het baie te doen, en dit gaan julle ook nie in boeke kry. Dit het baie te doen met jou arm wat draai. Almal van ons het 'n normale manier wat vir jou gemakliker is. Die kant toe of die kant toe. Die kant toe of die kant toe. So draai het twee elemente. Die draai van jou arm en die gewrig wat hom los. So hoe vinniger jy hom los, hoe vinniger gaan hy draai. Stadiger jy hom los, stadiger gaan hy draai. Jou gewrig moet hom nie draai nie. Jou gewrig moet hom net gooi en Jou gewrig, arm moet hom draai. Jou arm se draai bepaal die draaikant toe. O, okay. Jou gewrig se los spoed bepaal die draaispoed. Maar die hoek wat in jy hom los, bepaal hoe die skei draai. So as jy hom gelyk met die grond draai, dan gaan hy dwars so by die pen aankom. As jy hom nie gelyk met die grond los nie, as jy hom so los, gaan hy so draai. So as jy vir jou gewrig kyk, as jy vir jou skei kyk, gaan jy kan agterkom wat jou gewrig gedoen het. Meeste mense wat begin draai skei gooi, kry hierdie eerste reg. So jy kry hom nie dwars by die pen nie. Jy kry hom so by die pen. OK, so die triek is om hom gelyk met die grond te los, dat hy daar draai. Gelyk met die grond te los. Maar wat is nou die moeilikheid van 'n draaiskei? Jou gewrig maak dat jou arm gaan skeef gooi, want jou arm gaan agter jou gewrig aan as jou swaai nie mooi reguit is nie. So onthou jou swaai is presies dieselfde. Jy moet na jou neus toe swaai. Al wat nou gebeur is jou gewrig moet dit doen. Maar wat gebeur as jy draaiskei insit? Jou arm gaan agter jou gewrig aan. So in plaas van daar eindig, moet jou arm daar eindig. So jy sit 'n dwarslynige beweging in 'n reguitlynige swaai. Verstaan julle die probleem? Ja. Hoekom doen jy dit? Van naby af, dis die rede, want jy gaan skeef gooi. Dis 'n gegewe in die begin. So staan naby. My pa het een keer, hy was hoof van die college op Kroonstad, toe hy daar in die binneplaas het hulle so 'n kraan gehad. En hy het al sy nuwe rekrute daar by sy kantoor deurgekom, want hy gekyk op wie kan jeugskei speel en wie potensiaal. En daar's toe 'n jeugskei speler wat hy gemis het. Hy het altyd na 'n kraan toe laat gooi en die ou gooi toe die kraan met mening raak. Dis dit net water vir omtrent 3 weke. So moenie na 'n kraan toe gooi nie, dis al wat ek sê. Gaan maar na 'n sandgat toe en oefen in 'n sandgat as jy wil, of in jou erf kan jy ook oefen as jy 'n pen daar neersit. Maar saggies swaai. So as ons na die boom toe wil gooi, ek sal probeer om mis te gooi. Dan wil jy hê reguit vorentoe. OK. Sien jy reguit vorentoe. Dit gaan oor die swaai en stadig. Saggies. Dat jy daai beweging kry. So kyk wat gebeur met my arm.
my arm draai en die gewrig se spoed bepaal die draaispoed. Julle sien daai net baie stadig gedraai. So as ek hom nou wil vinniger draai, dan gaan ek net my gewrig om vinniger los. So van daar af, so daar onthou daar's reguit. OK, kom ons doen gou die draai se beginsels. So reguit skei, reguit, net die veetjie wys vir jou skouer. As jy 'n binnedraai wil gooi, dan draai jy die kop van die skei net 'n bietjie. Daar, draai nie jou gewrig nie. Jy maak hom net 'n bietjie toe. Tilt hom so klein bietjie, net 'n bietjie. So as jy bang is jy doen dit, gaan terug na neutraal toe. Tel hom op. Hy gaan net na jou linkerhoog toe. Kyk, daar's reguit. Daar's reguit. Gaan net bietjie na jou linkerhoog toe. Sien julle? Ja. Dis nie dit nie. Dis nie dit nie. So van daar af gaan hy net bietjie linkerhoog toe. So dit help net, hy plaas 'n bietjie spanning op die elmboog. Dit help net dat jy kan makliker hom oopmaak. So van daar af, daar's reguit. So jy tilt hom net 'n bietjie binne toe. Julle sien hom, is nie baie nie. So hy plaas 'n bietjie, jy sal voel hy plaas 'n bietjie elmboog spanning in die elmboog dat jy weet jy moet hom oopmaak. So as jy hom dan wil vinniger draai, so van daar af, onthou probeer al die goeders altyd reg doen, dan gaan hom nou vinniger los. Sien julle, hy draai vinniger, gelyk met die grond. En dis hoe jy dit begin leer. OK. 'n Buite draai, tilt jy bietjie buitentoe. So 'n binne draai, linkeroog toe. Reguit skei, buite draai. So, moenie dat jou gewrig sulke goed doen nie. So, reguit skei, binne draai, buite draai. Daar. Hoef nie dit te doen. As jy onseker is, neutraal. So van daar af, daar oop. So hy gaan terug swaai en hy gaan vorentoe kom. OK. Eintlik maklik. Haai, kom ek wys gou vir julle. So reguit skei. Reguit skei. Binne draai, buite draai. Binne draai. So van daar af as jy hom binne toe tilt, onthou teenoorgestelde vorentoe. Buite draai, maak toe vorentoe. OK. So onthou hier's nou die kruks. Nou gaan ek vir julle die kruks sê. Hy hoef nie dwars uit jou hand uit te gaan nie. Jy begin hom net draai hierso. Jy begin hom net draai hierso. Hy draai self. So van daar af, jy begin hom net draai. Onthou hy gaan hier uit. Kyk hoe gaan hy uit my hand uit. Sien julle? Maar jy hou aan. So as hy in jou hand sou gebly het tot daarvoor, gaan hy eers daar dwars gewees het in jou hand. Selfs met die buite draai. Julle het hom. So jy hoef nie van hier af te kom en hy moet hier draai nie. Jy gaan dit nooit reg kry. Want jy wil hom daar, selfs die reguit skei, jy wil hom daar voor jou neus draai. So onthou, kyk waar ons dit sê, hy gaan hier uit, né? Hy gaan omtrent daar uit. Kyk hoe gaan hy uit jou hand uit. Maar jy begin hom net draai. So van daar af, as jy klaar getrap het en in jou hand gebly het, sal hy daar dwars wees eers. Jy begin hom net draai. Hy draai self. So onthou dit. Julle gaan nie staan en julle gaan hom wil. Kyk wat gebeur as jy hom wil draai. Kyk wat maak my elmboog. Dan gaan jy regs. Jy gaan enige plek te gooi. Links of regs. Partykeer op jou eie kop op. OK. So onthou die swaai kry hom daar. Die swaai kry hom daar. Moenie jou swaai verander nie. Jou swaai is die belangrike ding. Jou gewrig maak dat hy op die manier draai wat jy hom daar wil hê. OK. En dis die draaiskei, dis nie moeilik nie. Dis nie moeilik nie. Maar daar's frustrasie tot jy dit reg kry. En jy moet bereid wees om deur die frustrasie te werk.